altyd vir my voorreg, regtig lekker. Dankie dat jy jou ore vir ons leen op 'n Sondag. Dat jy bereid is om hier te sit en te luister na die woord van die Here. En as die week so vorder, dan raak 'n ou opgewonde, benoud, paniekerig, want 'n ou besef maar altyd, jy moet nou hierdie goed op 'n manier probeer oordra, en ek bly maar net 'n mens. So, mense is maar so versigtig opgewonde, maar ek vertrou die Heilige Gees dat jy vanmôre dit sal hoor wat jy moet hoor, en as kies tog dat jy sal huis toe gaan met dit wat vandag vir jou nodig is om te hoor. So kom ons lees daar in hoofstuk 6 van Efesiërs. Ons is besig om diep te duik in hierdie boek, en ek en Karin praat sommer nou die dag met mekaar. Dis vir ons twee lekker om sommer net so stelselmatig deur 'n Bybelboek te werk, en ek glo die Here gaan dit so op ons hart hou, dat ons elke jaar so tussen die Julie en Oktober skoolvakansies bietjie by 'n Bybelboek gaan stil staan en hom so van 'n kant af deurwerk. Ons kan onmoontlik nie in hierdie 10 weke, 11 weke die hele Efesiërs met sy hele rykdom met julle deel nie, maar ons het so op die oppervlak hier en daar 'n bietjie gekrap en 'n bietjie dieper gegaan, en ons is nou half hier na die einde se kant toe, maar ek dink ons gaan nog so rukkie by Efesiërs stil staan. Ek sal nou met julle daaroor ietsie deel. Daar staan in vers 10 verder nog dit. Nou as jy skerp was, sal jy agterkom, ek los 'n stukkie uit. Waar is nou die baas en die klase nou? Ons gaan volgende week by hulle uitkom. Volgende week is ons by hulle, vanmôre is ons by vers 10. Verder dit nog, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as die gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as die borsharnas, en die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig as die skoene aan jou voete, en daarbij moet julle altyd geloof as die skild in julle hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op julle kop, en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur sy Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, Paulus, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. En ek wil sommer net daar by die laaste versie net so kantlyn aantekening maak. Ouens, regtig, dis hoekom julle vir my en vir Karin ernstig moet bid. As ons nog nie op julle gebedslys is nie, asseblief sit ons daarop. Ons moet daarop wees. Julle moet regtig vir ons bid dat God presies dit wat Paulus hier vra, dat hy dit ook in ons harte waar sal maak. Dat ons ook die woorde wat God met ons deel, dat ons dit ook met julle kan deel. Dat die geheimenisse wat God klaar gedeel het in sy woord neergepen het, dat ons dit helder en duidelik en met vrymoedigheid kan bekend maak. En bid sommer vir 'n stuk kreatiwiteit ook, dat ons regtig waar ook met die teks kreatief kan omgaan. Dis ons hartse begeerte, dat julle regtig so vir ons sal bid. Dankie ook daarvoor. Hierdie teksgedeelte vanmôre is waarby ons gaan stil staan, hierdie klompie verse, en my tema vanmôre het ek vir julle gestuur, is dat jy so veg in jou persoonlike stryd, dat jy in daardie stryd ook oorwinning sal behaal. Nou, ek dink die belangrike ding wat ons vanmôre vir mekaar moet sê, as ons ons selfoon in die lig hou, dan herinner hierdie selfoon my aan 'n werklikheid wat ek en jy vanmôre nie met ons oë kan sien. Hierso is Wi-Fi syne, hierso is Bluetooth syne, hier's klankgolwe, hier's allerlei goeders wat in die lig hier in ons midde
aan die gebeur is, wat ek en jy nie met ons oë kan sien nie, maar wat ons glo, al kan ons dit nie sien nie. Want ons selfone konnekteer met dit en verbind met dit, en dan kommunikeer en gesels ons met mekaar. En soos ons vanmôre besig met so 'n werklikheid wat ons nie met ons oë kan sien nie. Maar omdat ons dit nie met ons oë kan sien nie, beteken dit nie dat dit nie bestaan nie. En dat dit nie nodig is om daaroor te praat nie. Kom ons stof net so 'n bietjie af terug, as ons na Efesiërs gaan kyk. Julle sal onthou hierdie hele brief van Paulus, skryf hy uit die tronk uit, en hy skryf dit aan 'n gemeente wat hy gestig het. En as julle in Handelinge gaan lees, Handelinge 19, dan beskryf hy die skrywer van Handelinge 'n stukkie van hierdie gemeente in Efese. Hoe dit daar gegaan het. Dit was 'n gemeenskap wat baie bewus was aan die geesteswêreld. Paulus het nie nodig gehad om vir hierdie Christene te verduidelik dat daar 'n geestelike wêreld is nie. Artemis en die gode en die afgoderry in daai omgewing was 'n realiteit gewees. Hulle het 'n reuse groot tempel gehad waar hulle vir hierdie godin gaan bid het. Hulle het beeldjies gemaak wat jy by jou huis kon neersit, wat dan hierdie God half verteenwoordig het, en so was hulle bewus van hierdie onsigbare realiteit. En nou kom Paulus, en dan as hy met hulle praat in Efesiërs, dan hak hy eintlik net aan by hierdie realiteit. Vir ons as Afrikaans sprekende ouens, is die geesteswêreld nie altyd so 'n realiteit nie. Die Afrika godsdienste, die Afrika kultuur is baie keer meer bewus van 'n onsigbare geestelike wêreld as ons. Party van ons Afrikaners sal nog iets onthou van 'n geestelike wêreld, en dan sal ons iewester in ons koppe praat van daar was iewester 'n tannie gewees in die familie wat op een of ander manier blare gelees het, met 'n teekoppie doenig was. Party van julle sal iewester nog praat van 'n golery in 'n huis of sulke tipe goeders. Maar dit was omtrent my en jou kennis hiervan. En as Paulus hier praat, dan veronderstel hy die 100% bestaan van hierdie werklikheid. Soos wat ek en jy vanmôre vir mekaar moet sê, al sien ons nie Wi-Fi signals en syne met ons blote oog nie, is dit 'n werklikheid. Dit is 'n gegewe, want ons kan sien wat dit doen. Sit net jou foon aan, kommunikeer maar net, dan beskou ons dit as 'n werklikheid, nie omdat ons dit net kan sien nie. Nou Paulus in hoofstuk 1, 2 en 3 kom sê vir ons baie mooi wie hy is. As jy hierdie reeks gemis het, gaan vang dit asseblief op. Dis op YouTube beskikbaar. Want hierdie goed pas so in mekaar soos ratte. As jy by hoofstuk 6 vers 10 induik en jy begin net hier lees, dan gaan jy 'n stukkie waarheid van hierdie teks optel. Maar 'n groot verstaan van hierdie laaste paar verse lê eintlik in hoofstuk 1 tot hoofstuk 6 vers 9. So wat sê hy in hoofstuk 1, 2 en 3? Hy kom sê wie hy is. Ons is nuwe mense. Ons is in Christus Jesus nuwe mense. En luister mooi wat sê hy, dit is nie dat ek en jy enige iets daarmee te doen het nie. Hy skryf in hoofstuk 2, uit genade is julle gered. Christus Jesus het julle saam met hom opgewek uit die dood en hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat sou kom, ons kan sien hoe geweldig groot sy genade deur Christus is. Julle is uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself uit nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. Daarom het niemand van ons enige rede om oor homself trots te wees of om oor iets te roem nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So dis wie hy is. En in die laaste paar weke het ons sommer net weer gekonfronteer oor, is ek met die Here reg? Is my saak met die Here reg? En ek wil so 'n kantlyn aantekening sommer net vandag vir jou sê, werk net mense wat in hierdie tyd waarhede geprofeteer het en dit nie waar geword het nie. Ons is baie goed daarmee om mekaar se koppe te was. En eintlik is die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel het, om mekaar se voete te was. So ons weet iets van was af, maar ons was mekaar se koppe in plaas van ons voete. So ek vertrou dat ons in hierdie tyd iets leer. Ek haal my hoed af vanmôre vir Dani wat gesê het ek was verkeerd.
Dis 'n groot besluit om dit te geneem het, want in die verlede het ouens dit ook op 'n ander manier geïnterpreteer en dit vergeestelik. Maar wat ek hier uitgehaal het, is sommer net my en jou geloofsekerheid, is jy reg? Is jy gereed? Maak nie saak wanneer dit gebeur nie, wanneer dit kom nie, het jy van identiteit verander? Of is jy nog in jou eie sondige selfnatuur vasgevang? Het hierdie wedergeboorte, wat ons nou van gelees het, uit genade deur geloof al met jou gebeur? En as dit jou waarheid is, dan is jou naam in die handpalm van Jesus geskrywe, in die boek van die lewe, en of daar 'n wegraping, wederkoms, wanneer dit ook al gaan gebeur, sê die woord van die Here, is jy in God se hand veilig. Maak seker, dis jou identiteit. Ons is nuwe mense, en dan kom skryf Paulus in hoofstuk 4, maar hierdie identiteit moet nou oorloop na intensiteit. Dis ons oorhoofse tema. Dit moet oorloop na krag, dit moet oorloop na 'n verskil maak. Dit moet oorloop na 'n lewe van lig en getuienis waar ek en jy kom. Dit moet sigbaar word. Hoofstuk 4 sê hy, julle moet loop in ooreenstemming met die roeping, met hierdie identiteit wat julle in Christus Jesus het. En dan praat hy in hoofstuk 4 verder, dan sê hy, daar's sekere goeders wat julle nie kan copy and paste van die wêreld nie. Ons kan nie sê ons is mense met 'n nuwe identiteit, maar ons smelt so saam met die wêreldse manier van doen nie. Ons moet uittrek wat nie by hierdie identiteit hoort nie, en ons moet aantrek wat by hierdie identiteit hoort. En dan gaan hy verder, en dan kom skryf hy in hoofstuk 5, bring hy hierdie goed praktyk toe. Omdat julle kinders van God is, en omdat hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. So dis waarmee hy besig is. Hy kom sê vir my en vir jou Basileia, ons word nie net gered om vrede in ons hart te hê rondom die wederkoms, of as die wegraping sou plaasvind, ek en jy nie hoef bang te wees dat ons in die verdrukking gaan beland nie. Dit gaan oor 'n identiteit wat verander het, 'n ewige sekerheid wat ek en jy het, maar dan 'n roeping wat oor jou lewe uitgeskryf is. En daardie roeping sê, loop in my tree, loop in my voetspore, kom in pas met my manier van doen. Volg my voorbeeld na. Dan het ons vir mekaar gesê, dit kan nie gebeur, vers 18 en 20 van hoofstuk 5, as jy nie geesvervuld is nie. En hy gebruik daai beeld van drank, dan sê hy, ons moet ons nie deur drank laat beheer nie, maar vervul jou deur die gees. Hoekom gebruik hy dit? Want hy sien wat gebeur met 'n ou wat onder die invloed van drank raak. En jy en ek weet wat gebeur, as jy iemand sien wat onder die invloed van drank is. Daardie persoon verwissel van beheer, nie meer deur homself nie, maar deur hierdie drank en die vrymoedigheid wat daarmee saamgaan. En manne, kantlyn aantekening, waarvoor het ons 4 biere nodig voordat ons kan kuier met mekaar? Hoekom is dit nodig dat ons in die bissies eers moet val, voordat ek en jy 'n sinvolle gesprek met mekaar kan hê? Navorsing sê, na die eerste bier wat jy drink, word jou inhibisies in jou brein al klaar aangetas. Jy hoef nie te wag vir 5 biere nie, sommer na die eerste ene raak ek en jy gemaklik in ons gesels, maar hoekom? Hoekom het ons dit nodig? Gaan vir 'n kommunikasiekursus, gaan leer by iemand hoe om te kommunikeer, en dan hoef jy nie drank te gebruik om jou te laat gesels by die braaivleisvuur nie. Maar wanneer jy onder die invloed van die dranke, sê Paulus, dan beheer daai drank jou. En dan doen jy wat die drank vir jou sê om te doen. En dan het jy 'n stuk vrymoedigheid. Ons ken ons almal sulke ouens. Hulle kan nie boe of baas sê nie, maar as hulle 'n paar kappies in en dan is hulle voor in die koor. Hulle gesels, hulle sal voor 10.000 mense praat. Maar as daai drankie uitgewerk het, dan staan hulle in die hoekie skaam. En dan sê hy, laat julle eerder deur die Gees vervul. Kom onder die beheer van die Gees. Laat die Gees van die Here so jou oorneem. Soos wat hierdie drank in 'n menselewe dit oorneem. En daai drank vir jou 'n stuk vrymoedigheid en waagmoed gee. Moet die Gees van die Here jou lewe oorneem. En as die Gees van die Here jou beheer, dan het jy 'n stuk vrymoedigheid in God en in die Here. En dan het jy woorde om te sê en 'n lewe om te leef wat jy voor dit nie gehad het nie. En dan direk daarna kom hy dan sê hy, mans, julle moet julle vrouens lief hê. Vrouens, julle moet julle gewillig onder julle man se leiding organiseer. En dan sê hy, kinders, julle moet gehoorsaam wees aan julle ouers. Gehoorsaam. Gaan saam met wat jy hoor.
Doen wat jou ouers vir jou sê. Ouers, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word, maar werk eerder in hulle karakter. Dit kan nie gebeur sonder die Heilige Gees en die vervulling van die Heilige Gees nie. Anders gaan dit maar oor jouself. Wat was jou laaste 5 fights in jou huwelik? Want dink gou aan die laaste 5. Waaroor het dit gegaan? Oor jouself. Is jou eie sin wat jy nie gekry het nie. Is 2 ekke wat kop gestamp het. Maak nie saak wat het die ander ek gesê nie, jou ek het daarmee in opstand gekom en dit was 'n fight. Dis dit. Gaan try dit. Gaan doen 'n bietjie navorsing oor jou laaste 5 gevegte. Dis wanneer die ek vorentoe kom. Wat veroorsaak die meeste oorlog in ons gesinne? Dis die eie ek. Dis wanneer ouers deur ek beheer word of kinders deur ek en dan is ons om mekaar se hare. Wat veroorsaak die meeste oorlog by die werk? Ons gaan volgende week daarby stil staan. Dis mense wat nie geesvervuld leef nie. En daarom is die eie ek die hele tyd voor in die koor. So sonder dit kan jy nie, maar wat kom sê Paulus? Hy sê, as jy 'n nuwe identiteit het, dan is hierdie intensiteit, hierdie krag, hierdie manier van leef sigbaar in jou huwelik, dis sigbaar in jou huisgesin, dis sigbaar in die werksplek daar buite. Want jy loop in die voetspore van Jesus. Jy trek uit wat nie by sy voetspore hoort nie, en jy trek aan wat by hom hoort. Dit is my so mooi gister, as daai mense so daar sit met die groen. Jy trek aan wat pas by dit waarin jy glo. Ek het ook al 'n Facebook video gesien van 'n ou wat altyd 2 rugbytruie aantrek. Een van elke span. So maak nie saak wie wen of verloor en dan pluk jy net gou daai trui aan of uit sodat niemand dan vir hom sê hoor hierso Jesus, waar kom jy vandaan nie? Partykeer werk dit by ons ook so. Ons het Argentinië se rugbytrui aan en ons sinne, Nieu-Seeland se en ons sinne. En dan besluit ons watter ene het ons aan. Nee, ons moet kies watter een. Nou kom sê Paulus in vers 10 verder, dis wie julle is. Dis julle waarde in Christus. Ek wil hê julle moet op 'n bepaalde manier loop, maar sê hy, daar's 'n oorlog, daar's 'n geveg. Daar's iets wat wil verhinder dat jy hierdie lig van God is. Daar's iets wat wil verhinder dat jy in pas is met Jesus se voetspore, wat sy voorbeeld volg en wat dienooreenkomstig met hom leef. En dan kom hy hier, as hy hier in hoofstuk 6 vers 10 begin gesels, verder nog dit sê hy, vind jou krag in die verbondenheid aan die Here, in die krag van sy sterkte. Ek lees bietjie vir julle 'n meer direkte vertaling. Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel, moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders, maghebbers, teen geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, en teen die bose geeste in die hemelruim. Daarom moet julle God se wapenrusting, sy gevegtoerusting aantrek. Dan wanneer die bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied, en na die hele geveg verby is, sal julle nog kan vas staan. Julle hoor sommer in hierdie taal wat Paulus sê, daar's 2 opsies, nee, daar's 2 moontlikhede. Daar's 'n moontlikheid van sterk staan en weerstand bied, en dan is daar 'n moontlikheid van val en ingee. En wat sê dit? Dit sê dat daar iemand is wat nie tevrede is met jou nuwe identiteit nie. En hy sê dit baie mooi in hierdie teksgedeelte, ons geveg is teen die duiwel. En ek wil vanmôre so 1 of 2 goedjies sê. Ek gaan vanmôre so 'n bietjie tyd spandeer aan wie is ons vyand. En dan gaan ek net so 'n paar oomblikke stil staan by die beginsels hoe ons teen ons vyand veg. En dan die derde belangrike ding is die wapenrusting wat God vir ons gegee het. En ek gaan definitief nie vanmôre al daai wapenrusting met ons deel nie. Ek gaan iewester in die volgende weke gaan ek by elkeen van hulle stil staan en ons gaan genoeg tyd spandeer aan hierdie wapenrusting wat God vir ons gegee het. Die punt vanmôre is ek en jy moet weet wie ons vyand is. Daar's iemand wat jou wil beroof van jou lig en jou verskil wat jy in hierdie wêreld maak. Onthou as jy 'n kind van die Here is, as Efesiërs 2, daai stukkie wat ek nou gelees het, vers 8 tot 10 met jou gebeur het, en jy het hierdie genade van God aangegryp, en Jesus het jou verlosser geword, dan kan die Satan, die duiwel, nie meer jou eindbestemming verander nie.
Hy kan jou nie meer beroof van 'n ewigheid saam met God nie. Dis onmoontlik. Ek en jy, as ons waaragtig ons hart vir die Here gegee het, is nie nou in die hemel en dan is ons in die hel en nou is ons in die hemel en dan is ons in die hel nie. Jou naam is of in die boek geskryf of nie. Ons maak nog steeds foute en ons maak nog steeds droog, maar dit beroof jou nie van jou kindskap van God nie. Maar wat kan die Satan doen en wat is in sy gedagtes? Sy gedagtes is om te kom steel en te kom beroof en in jou getuienis jou lang te lê. Om die potensiaal, die intensiteit wat jy nou het, omdat jy 'n nuwe identiteit het, om dit te kom blus en om dit te kom steel en te kom beroof by jou. So wat kom sê hy? Hy kom sê baie duidelik vir my en vir jou, ons veg teen iemand. En ek dink dis 'n baie belangrike ding wat ons vanmôre vir mekaar moet sê. Ons gevegte is nie teen mense nie. Daar's 'n realiteit en 'n werklikheid agter hierdie goed wat met ons gebeur in ons persoonlike lewe, maar ook in die wêreld en ook op hierdie aarde. En sy naam is die duiwel. Sy naam is die duiwel. En ek wil vanmôre sommer net so 'n paar goed oor hom sê, want daar's twee goed wat kan gebeur. Daar's twee uiterste pole. Aan die een kant is daar mense wat vandag sê, ek glo nie in die duiwel nie. Dis 'n storie wat iemand uitgedink het. Die duiwel en die realiteit van die duiwel is verby. Jesus het gesterf van die kruis, hy het opgestaan. Die duiwel is 'n storie van die kinderbybel van die Ou Testament. Daar's 'n ander uiterste, 'n pool wat sê, elke liewe ding wat gebeur met ons, koppel ons aan die duiwel. As jy verkoue kry, as jy sinus kry, as jy siek word, as daar iewester iets is, dan koppel dit ons aan een of ander binding, of jy's iewester vervloek, of iets gebeur, en so trek ons hierdie ding eintlik heeltemal in twee pole. Is daar mense wat te veel aandag aan die duiwel gee, en dan is daar mense wat geen aandag of te min aandag aan hom gee. Ek dink iewester in die middel hier wil Paulus vir ons kom sê, moet ons balans vind. As jy jou kop in die grond steek en sê, daar is nie 'n duiwel nie, dan moet jy 'n bietjie kyk wat gebeur om jou, en wat in die wêreld aangaan. En kyk sommer net na jouself. Onthou, hy kan nie meer jou kindskap kom steel nie, maar hy doen alles in sy vermoë om te kom steel en te beroof in jou lewe. Ek gaan nou 'n bietjie stil staan by sy strategie. Wat is hierdie, ek wil sommer net vinnig vir julle, ek het sommer in 'n boek dit raak gelees, wat iemand geskryf het so oor 'n paar titels of name wat hulle vir hom gee, wat ons in die Bybel raak lees. Satan, dis een van die name, en uit hierdie name uit word daar sekere karaktereienskappe geopenbaar. Dit beteken teenstander. Satan is die woord wat gebruik word in die Bybel as God se teenstander. Vanmôre sit jy hier en sê, Paulus, maar hoekom het ek hierdie oorlog? Ek is nie besig met doelbewuste verkeerde goeters nie. Ek is nie besig met die okkulte nie. Ek is nie besig om iewester met waarsêry of een of ander sangoma te doen te kry nie. Moenie, as jy iewester wonder of jy dit moet doen, moenie. Dis 'n geesteswêreld waarin jy nie jou geld moet begewe nie. En as jy daarin is en jy het al goed daar gedoen, dan moet jy praat dat mense jou kan help om daar uit te kom. Maar jy het dit, weet jy hoekom? Hoekom beleef jy hierdie werklikheid van die bose in jou lewe? Dis die dag toe jy gekies het vir Jesus, het jy die Satan se teenstander geword. Want hy haat Jesus. Hy haat hom met alles in sy wese. En as ek vir Jesus, Efesiërs 2 aangeneem het, dan is hy in my, dan woon hy in my. So wie is ek? Ek is Jesus se kind. Ek is iemand met 'n nuwe identiteit, en op grond van dit haat hy my en wil hy in my lewe alles probeer om my lewe te kom steel, te kom beroof en te kom omverwerp. Duiwel beteken lasterlik. Laster. Hy laster teen God, hy laster teen God se karakter. Lucifer is eintlik 'n baie mooi naam. Dis eintlik aanvanklik sy naam. Dis eintlik 'n baie mooi naam wat beteken môre ster of blinkster. So sy voorkoms is aantreklik en dit lyk baie mooi en aanloklik. En daarom kan hy met hierdie voorkoms van hom, kan hy baie maklik aandag trek en ook mense in die moeilikheid laat beland. Asseblief, die duiwel is nie so 'n rooi mannetjie met horentjies en 'n vink nie. As hy by jou lewe opdaag, wat gaan jy met hom maak? Jy gaan vir hom wegjaag so gou soos nou. Jy gaan nie met hom kuier en by hom sit en iewester deur hom mislei word nie. Hy's 'n versoeker, hy's 'n verleier.
Matteus 4, ons sien dit 1 Tessalonisense 3 vers 5, die een wat mense versoek met die doel om jou in sonde te laat val. Dis wat sy naam beteken. Hy's 'n owerste, ons gaan nou gou vinnig daarby staan. En 'n owerste beteken, hy het mag, hy's nie net 'n klein ouetjie wat iewester in 'n dorpie sit nie, hy het domeine, hy's besig met kulture, hy's besig met lande, hy's besig met die aardbol, hy's 'n vors, hy's 'n aanklaer, hy kla ons die heeltyd aan, oor wat ons in ons lewens aangevang het, en hy's 'n vader van die leuen. Die duiwel is 'n persoon. Die duiwel is 'n persoon. Waar kom die duiwel vandaan? Ek het nie genoeg tyd om vanmôre dit te hanteer nie. Gaan lees Jesegiel en Jesaja. God het engele geskep en hy was deel van hierdie skepsels van God gewees. En hy was waarskynlik in leiding of aanleiding van die lofprysing en aanbidding. En iewers op 'n dag het hy net besluit dat hy wil nie meer sy knie buig onder God nie, en het hy hoogmoedig geword, en het hy in opstand gekom teen God. En 'n derde van die geskepte engele, geskape engele, het saam met hom uit die hemel uitgeval, sê Jesus self, soos 'n weerligstraal. En dit noem ons vandag die demone. Nou daar's 'n geesteswêreld, en daar's 'n hoof van hierdie geesteswêreld, en dis die Satan. En 'n derde van die engele wat geskep is, het in opstand gekom en saam met hom uit die hemel uitverval. Nou vra mense vir jouself, maar hoe kan daar sonde in die hemel wees? Ek persoonlik dink oor hierdie goed, en ek dink dat God het engele geskape met dieselfde vermoë wat hy mense gemaak het, met 'n vrye wil en keuse. Soos wat hy vir Adam en Eva in die tuin van Eden met 'n vrye wil en 'n keuse gemaak het, om of vir God te dien, jou knie voor hom te buig, aan hom onderdanig te wees, of op te staan en te rebelleer teen God. En ek dink dis presies wat gebeur het. Daai vermoë het die engel, het die duiwel beoefen, en hy het in opstand van God gekom, en God het hom, Jesaja en Jesegiel, uit die hemel uit weggegooi, met 'n derde van die engele, wat vandag die demone is. So hy's geskep, hy's gemaak, en dis baie belangrik om dit vanmôre te hoor. God is daar, God is die skepper, en as jy 'n skepper is, dan is jy alomteenwoordig, dan is jy almagtig en jy's alwetend, want uit jou uit word alles en ontstaan alles. Maar die Satan is geskep iewester in sy lewe, hy het 'n begin gehad, so daarom sê die woord van die Here, is die Satan magtig, maar nie almagtig nie. Hy is teenwoordig, maar hy is nie alomteenwoordig nie. Hy kan nie soos God gelyk oralster wees nie. Dis hoekom hy owerstes het, dis hoekom daar regerders is, dis hoekom daar demone is wat in hierdie wêreld opereer. En hy kan ook nie alwetend wees. Hy weet nie alles nie. Hy weet nie alles nie. So, hy's gebind en beperk wat hierdie goed aanbetref. Maar hy's 'n realiteit. Hy's 'n realiteit. Daar's vandag teoloë wat sê, dis iets wat ons in ons kop fabriseer. Die Bybel is vol van die werklikheid van die bestaan van 'n persoon, Satan, met karaktereienskappe en met 'n persoonlikheid. En hierdie Satan is teen my en jou getuienis op hierdie aarde gefokus en gerig en gekant. So hy wil alles in jou vermoë doen. Daarom kom skryf hy hier, ons stryd is nie teen die mense nie, maar dis hierdie bose regerders, hierdie maghebbers, hierdie geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitvoer, die bose geeste in die hemelruim, hierdie onsigbare wifi netwerk bestaan julle, en dis hulle wat op die einde van die dag in diens is van die Satan, en wat 'n uitwerking en 'n invloed op hierdie aardbol het. Dan skryf hy, ons is, luister mooi wat sê hy in die teks, ons is in 'n geveg betrokke teen hierdie duiwel. Ons is in 'n stryd, sê hy in vers 12, gewikkel met hom. Hy kan jou nie meer uit die hemel uit steel nie, maar hy wil alles verder in jou lewe steel. Hy wil jou stil maak as 'n getuie. Die Griekse woordjie hierso wat sê, ons is in 'n stryd, beteken nie 'n oorlog so seer nie. Die Griekse woord hier verwys meer na 'n stoeigeveg. 'n Stoeigeveg, waar twee mense in mekaar se teenwoordigheid besig is,
met die doel om die een uit te oorlê en vas te pen op die grond en te neutraliseer. Dis die beeld wat Paulus hier gebruik. En dit kom sê vir my en vir jou vanmôre dat dit 'n baie persoonlike ding is. Wie van julle kan Jan Wilkins onthou? As jy 50 jaar ouer is vandag aan boord het te onthou, boerseun Jan Wilkins, kan julle die Strongbou broers onthou? Julle jonger ouens gaan Google bietjie Jan Wilkins en Strongbou broers. Dit was daai tyd Jenny en Rof stoei. Ons weet vandag meer van Raw en WWE en WWF. Dis 'n sirkus man. Dis een groot show waar die Amerikaners aan mekaar gesit het en hulle gooi mekaar. Jy moet nog steeds akrobaties wees om daai goeters te doen en nie alles te breek nie, né? Maar daai stoeigeveg, as jy kan onthou, amateur stoei, rof stoei, deur die jare was hierdie twee ouens in mekaar. Hulle was in mekaar se lywe en die een het probeer om die ander een uit te oorlê en vas te pen op die grond. So dis die bedoeling van die vyand waarteen ek en jy veg. Nie omdat ek en jy iewers ter altyd iets doen nie, dit kan ook wees, maar omdat hy dood eenvoudig teen jou is, omdat jy vir Jesus is. Wil hy jou uitoorlê, wil hy jou vaspen, is jy met hom in 'n stoeigeveg. Die woord wat gebruik word vir die swaard van die Gees 'n bietjie later, verwys ook na 'n korter tipe swaard wat 'n Romeinse soldaat gebruik het. Dit was nie daai lang swaard wat 3 meter lank was wat jy deur mee beklei het nie. Dit was daai een wat jy saam met daai ander soldaat hier in die binnengeveg kort in hom in, hier in sy lyf mee beklei het. So die geveg, die vyand waarmee ek en jy te doen het, is 'n persoonlike vyand en hy's hier in my en jou gesig, is hy besig. So nou moet jy mooi onthou vanmôre, as jy weer in 'n moeilike situasie beland, of daar's goeders wat nie altyd reg werk nie, moenie altyd eers die persoon aanval nie. Daar kan baie keer ook 'n geestelike aanslag wees en die Satan kan ook daardie persoon gebruik of op my en jou lewe 'n houvas of 'n krag uitoefen en dan is ons amper half in diens van hom. So moet nou asseblief nie vir jou vrou of man volgende keer sê loop agter my Satan of dis nie wat hy bedoel nie. Jou vrou of jou man of jou saam met wie jy werk is nie die duiwel of 'n Satan nie. Maar kan jy op 'n dag onthou toe Petrus daai groot belydenis van hom gemaak het, U is die Christus, die seun van die lewende God? Mooi so, Petrus, seun van Jona, dis God wat vir jou daai woorde gee, jy kan dit nie uit jou eie mond uit sê nie. Dan vertel Jesus direk daarna dat hy doodgemaak word en gekruisig gaan word, dan sê Petrus vir hom, oor my dooie liggaam sal jy nie doodgemaak word nie. Jy is die vors op die wit perd wat ons moet verlos van die Romeinse ryk, en dan wat sê hy vir hom? Gaan weg van my af, gaan weg agter my Satan. Sy stryd was nie daar met Petrus gewees nie, dit was in die geesteswêreld waar die Satan vir Petrus op daai stadium mislei het en op daai oomblik het hy daai woorde gesê. So daai ou met wie jy te doen het, wat dit vir jou moeilik maak, is nie die duiwel nie, maar daar's 'n groter oorlog in die lug wat ek en jy in die konteks van hierdie hele paar verse in ag moet neem. Dis 'n stryd. En hy gebruik listige aanslag. Vers 11 sê, ons moet staande bly teen hierdie listigheid van die duiwel. Die Griekse woord hier verwys na methods. Hy het 'n bepaalde strategie, en sy strategie is nie 'n breë spektrum antibiotikum wat hy vir my en vir jou net so uitgooi en hy hoop dit tref ons almal op dieselfde manier nie. Daar's 'n paar algemene tegnieke wat hy in almal se lewens gebruik. Maar hy is baie slim en hy gaan sit en hy bestudeer vir my en vir jou sodat hy presies die regte strategie metode kan gebruik om vir jou en vir my te neutraliseer in 'n stoeigeveg te kry, sodat hy ons kan vaspen en ons kan neutraliseer en ons stem kan stil maak. En my strategie wat hy teen my beoefen is bietjie anders dalk as joune. So wat is die belangrike ding? Ek en jy moet die duiwel en sy strategie ken. So daarom kan ons nie op die heel linkerkant van die lyn wees en sê, ag man, hy is oorwin in die kruising en hy bestaan nie en dis sommer net 'n ding wat mense in hulle poppe uitdink nie. Nee, hy is vandag lewendig.
Professor Heinz het gesê, hy het aan die kruis gesterf, Jesus om daar aan die kruis het hy gesterf, en het hy hierdie draak, het hy met die mes, met die swaard aangeval, hy het hom doodgemaak, maar sy stert swaai nog op die aarde, tot daai dag wanneer Jesus hom finaal, vir altyd, vir ewig vastpen. Hy het 'n strategie met jou, en 'n strategie met my, en daarom is dit belangrik dat ons hom moet ken, en dat ons moet weet, wie is hy, en hoe opereer hy. Hier is 'n paar goeders wat hy gebruik. Hierso is sy unieke metodes, wat hy in die algemeen gebruik, en dan vir jou ook baie meer spesifiek. Wanneer jy 'n nuwe bekeerling word, dan sal hy jou maklik aanval. As jy jou hart vir die Here gee, dan is hy op jou. En dan, wat doen hy dan? Dan is hy besig met jou gevoelens. En dan sal hy vir jou sê, maar jy was nie hartseer genoeg nie. Jy was nie ernstig genoeg nie. Ek het in hierdie tyd, met hierdie profesie van die 23ste en die 24ste, het ek eendag vir die Here gesê, Here, was ek hartseer genoeg toe ek vir jy gesê het, ek is jammer en ek is 'n sondaar mens. Ek wil net, op die oomblik het hierdie Satan my eie geloofsekerheid aangeval, en my laat twyfel of was ek hartseer genoeg en jammer genoeg toe ek vir Jesus gevra het om my verlosser en saligmaker te wees. Vir 'n breekdeel van 'n sekonde het ek amper getwyfel oor, moet ek nie meer hartseer gewees het nie, is ek gered? Dit is 'n strategie. As jy jou hart vir die Here gee, het jy hom 100 jaar terug jou hart vir die Here gegee, dan is hy gedurig besig om hierdie ding aan te val. Die tweede ding is wanneer jy swaar kry, emosioneel, fisies en geestelik, dan is hy baie keer aktief besig in ons lewens. Dis 'n manier hoe hy baie keer toegang kry en waarmee hy besig is. Wanneer jy God dien en diensbaar is vir hom, dan word jy 'n teiken vir die Satan. Hy worry nie oor lou Christene nie. Hy worry nie oor jou as jy niks vir die koninkryk doen en jy kom eenmaal aan hoeveel jaar by die kerk uit en by die Here se goed en jy lees jou Bybel so nou en dan. Jy is nie vir hom 'n bedreiging. Maar maak net 'n nuwe toewyding. Sê net vir die Here, Here, ek wil graag my Bybel begin lees en ek wil graag nader aan U kom. Dan is hy op jou. En dan is hy besig om jou aan te val. Wanneer jy ledig is, wanneer jy as wedergebore kind van die Here ledig is dit 'n strategie. Dawid drentel op die dak rond terwyl hy moet gaan oorlog maak. En waar eindig hy? Buite-egtelike verhouding, moord, groot marakas. Want hy het ledig daar rondgeloop, en daai tyd van die jaar moes konings gaan oorlog maak het. Wanneer ek en jy as Christene ledig ronddwaal, en ons is nie aktief betrokke en besig in God se koninkryk nie, dan is dit 'n strategie, dit is 'n oop deur waar hy vir my en vir jou op 'n manier kan aanval. Wanneer jy geïsoleer word, wanneer jy alleen raak, wanneer jy op jou eie die Here wil probeer dien, en jy op 'n punt kom waar jy sê, maar ek het nie ander gelowiges nodig nie. Ek kan op my eie manier kerk doen, ek het nie die gemeenskap van gelowiges nodig nie. Is jy op 'n gevaarlike plek? Watter bok word gevang in die wildtuin? Die een wat saam met die ander staan, of die een wat uitgewyk het en iewers ter alleen staan? Die een wat alleen staan. So wanneer jy op jou eie kerk wil hou, wanneer jy op jou eie godsdienst wil probeer bedryf, daar in jou eie huis, maar jy kom nie meer kerk toe nie, jy raak nie betrokke nie, jy skuur nie skouer met ander gelowiges nie, dan is dit 'n gevaarlike plek, dan is sy ore en sy oë gefokus op jou, want daar is dit 'n plek waar hy vir my en vir jou kan uitoorlê. So daarom is ons in die nuwe jaar en vorentoe jou uitnooi om iewers by die gemeenskap van gelowiges betrokke te raak en om in 'n kleiner groep verband gelowige pad saam met ander te loop, moet jy asseblief nie net nee sê nie. As jy isoleer en jy's op jou eie, dan is jy meer vatbaar vir hierdie presiese strategieë waarmee hy jou wil kom stil maak en waar hy jou lig wil kom uitdoof. En God se plan vir my en vir jou is dat ons daar sal wees waar hy ons wil hê en 'n verskil gaan maak daar buitekant. Hy vat die Bybel en hy vat die gesag van die Bybel. Dis een van sy strategieë. Gaan kyk maar wat gebeur vandag in die samelewing.
Die gesag van die Bybel word aangetas. Verskillende interpretasies en allerlei goeters. En so is hy besig om die woord van God en die gesag van God relatief te maak. Hy gebruik vrees. Hy gebruik vrees, wanneer ek en jy vreesagtig raak en benoud raak en bang raak. Hy gebruik dit. Dis 'n strategie om vir my en vir jou stil te maak. Ons lig uit te doof. Hy maak ons moedeloos. Hy is uitstekend daarmee om die goed wat met ons gebeur so te vergroot dat dit ons oorweldig. En dat ons naderhand niks anders mee sien as net dit nie. En dan raak ons moedeloos. Dis sy strategie. Dis wie hy is. Maar dan kom sê die woord van die Here vanmôre, ons moet staande bly. Hy sê, doen hierdie goeders, sodat julle kan weerstand bied, sodat julle nog kan vas staan tot aan die einde toe. So wat sê hierdie teks vir my en vir jou? Hy is 'n realiteit, hy is 'n werklikheid. Maar weet julle wat? Net 1/3 van die engele het geval. Daar's nog 2/3 oor. Die meerderheid is nog oor, saam met God wat uit die dood uit opgestaan het. So ons raak altyd benoud oor hierdie 1/3 engele en demone wat in die wêreld besig is. Maar hulle is nog steeds meer Christene, engele is nog steeds meer as hulle. Net 1/3 het geval. So wiskundig is daar klaar 'n meerderheid. So as jy wiskundig georiënteerd is, dan help dit jou om te sê die meerderheid is nie demonies nie. Maar as jy verder gaan dink, dan sê hierdie teks, ons kan staande bly, ons kan weerstand bied. Hierdie weerstand sê teenstand. Ons moenie dit net aanvaar nie. Ons kan, die skrifgedeelte is vol van dit. Paulus gaan van die veronderstelling uit, nie dat ek en jy dalk kan oorwin nie. Paulus skryf in hierdie teks, hy is oorwin. En in jou nuwe identiteit kan jy hom oorwin. Ek dink baie keer dis waaroor Openbaring gaan. Apokaliptiek is nie die wetenskap in teologie wat dag en datums voorspel nie. Apokaliptiek trek breë lyne. Maar as jy Openbaring lees, moet jy met een ding huis toe gaan. As jy met vrees huis toe gaan, dan lees jy hom verkeerd. Die doel van Openbaring is om te sê, wie het gewen? Wie gaan wen? Wie is die wenner? God het gewen. Dis die kort en lank van Openbaring. Wanneer dit presies finaal gaan plaasvind, dit weet hy alleen. Maar dit is die status. Dis die uitgangspunt. Wie die 1995 wêreldbeker gewen? As ek nou daai game vir julle hier gaan wys, gaan julle gespanne wees. Nee, jy gaan sit agteroor en lekker kuier wat jy weet, 15-12. Wie het gewen? En dis wat Paulus kom sê in Efesiërs 1-3, jy het gewen saam met Christus. Jy's 'n nuwe mens in Christus, maar daar's 'n teenstander wat alles in sy vermoë wil doen om te kom steel en beroof van jou lewe. Maar jy kan vas staan. Jy kan weerstand bied. Dit is in jou. Dit gaan nie hierso oor of jy kan wen nie. Dit gaan in hierdie skrifgedeelte verder oor wat jy moet doen om te wen. En dan sê vers 10 dit so duidelik, vind jou krag in jou verbondenheid aan die Here. In sy krag lê jou sterkte. Dis die oproep. Die oproep is dat ek en jy sal vas staan en dat ek en jy sal opstaan en dat ons sal teestaan, maar nie uit ons eie uit nie. Want dis ook wat baie mense doen. Daar's baie mense in die geesteswêreld wat uit hulle eie uit hierdie geesteswêreld en hierdie geestelike oorlog voer. En dan sal hulle sommer uit hulle eie uit met 'n duiwel of 'n demoon iewers ter kommunikeer. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor in Christus. Het ek die autoriteit en die gesag. En daarom kom sê Paulus en kom herinner hy hierdie ouens aan die einde van hierdie brief, in jou huwelik wil hierdie Satan kom steel en beroof. In jou gesin wil hy kom steel en beroof. In jou werksplek, jou alledaagse omgang met mense, wil hy kom steel en beroof. Dis 'n stoeigeveg. Hy het strategieë en metodes, maar jy kan weerstand bied. Jy kan staande bly in Christus. Vind jou krag
in Christus. 1 Petrus 5 vers 5 tot 11, kom skryf Petrus dit so mooi, maar luister nou mooi, die eerste paar verse skryf hy mooi oor nederigheid teenoor mekaar en 'n stuk onderdanigheid aan God. En dan gaan hy van daar verder, dan sê hy, pas op, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En dan sê hy in vers 9, weerstaan hom in die geloof. En dan in vers 10 en 11 is die belofte, wat hy sê dat dit moontlik is en wat gebeur. Maar wat is die toebroodjie? Waar binne en waar tussen my en jou stryd met hierdie bose is? Dis 'n stuk nederigheid en 'n stuk afhanklikheid voor God. En ek en jy moet weet wie ons is, en ons moet weet wie God is. En ek en jy moet baie duidelik wees, Johannes 15, sonder my kan julle niks doen. Sonder my kan julle niks doen. Maar saam met my, wat oorwin het julle die krag ontvang. En aan die einde die belofte, hier in vers 11, wat sê, as jy hom weerstaan, wees versigtig, pas op, weerstaan hom in die geloof, is daar 'n oorwinningsbelofte. En daarom moet ek en jy vanmôre vashou. Ons het 'n vyand wat listig is met metodes, dis 'n duiwel, maar God sê vir my en vir jou, julle moet die gevegstoerusting aantrek. Die Griek sê, die volle een, die volle toerusting. Die Bybel kom sê in Romeine 13 vers 14, beklee jou met Christus Jesus. En ek het nie vanmôre die tyd nie, en ek gaan later in hierdie kwartaal gaan ek by elkeen van hierdie wapens stil staan. En dan kom sê hy vir ons van vers 14 af, die waarheid, die vryspraak, die vrede, die geloof, die skuld, die helm van verlossing, die swaard van die Gees, en dan die een wat ons altyd miskyk, gebed, en die kragtige uitwerking van gebed. Dis met hierdie middele, met hierdie gevegstoerusting, sê Paulus, kan jy en ek die Satan in sy aanslag en sy strategieë teenstaan, weerstaan, staande bly tot aan die einde toe. Vas staan tot aan die einde toe. As jy mooi skerp was en jy het vinnig hierdie goeders mooi deurgelees, dan is hierdie wapens eintlik niks of niemand anderster as Jesus. Want in Johannes 14 vers 6 staan daar, ek is die waarheid. In 2 Korintiërs 5 vers 21 staan daar dat hy die geregtigheid is. Dis hy wat ons die reg gee om voor God te gaan staan. Efesiërs 2 vers 14 sê hy, dit is hy wat die vrede is. Lukas 2 vers 30 sê, hy is die verlosser. In Johannes 1 vers 1 tot 14 sê, ek is die woord. Die woord het mens geword. So wat is ons wapen? Ons wapen is Jesus. En wanneer ons Jesus in ons lewe het, dan het ons hierdie volle potensiaal in hom as persoon om te kan weerstaan in hierdie stoeigeveg en om te kan bly staan. Maar dan kom sê die woord en Paulus kom sê, en daar's werkwoorde van vers 14 af tot vers 20 toe wat sê, ek en jy moet 'n aksie neem. Vir hierdie waarheid en hierdie werklikheid, vir hierdie identiteit wat in ons is, om te realiseer en om te weerstaan en te staan, moet ons hierdie klere aantrek. Ons moet hierdie waarhede, moet ons in ons lewens deel maak. En daar sekere aksies wat ons moet doen, om dit deel te maak van ons lewens. Sodat ek my kan beklee daarmee, sodat ek dit kan aantrek. En daarby gaan ons 'n bietjie stil staan in die volgende weke. Maar waarmee jy vanmôre huis toe moet gaan is daar's 'n geveg hier. Daar's 'n geveg en daar's 'n persoon aan bewind met 'n hele hiërargie en 'n strategie van demone en kragte en magte en owerhede wat een ding ten doel het, om jou as kind van die Here met 'n nuwe identiteit te kom stil maak. Jou vaste pen op die grond, sodat jy nie by daardie doel kan uitkom wat God vir jou in gedagte het.
En dit is om in sy koninkryk in die eerste plek te dien, te leef en op te tree. En dan daarmee saam kom steel en beroof hy in verhoudings, in huwelike, by die werksplek, tussen vriende, waar ons ook al is, op hierdie aarde. Maar daar's oorwinning. Daar's oorwinning. Maar daar's 'n beginsel. En dan's daar wapens. So jy moet sommer net vanmôre bietjie gaan stil staan en sê, wie's ek? Wat is my passies? Waar is ek vir die Here aktief besig? Want hy val dit aan. Hy val daai goed aan. Gaan kyk sommer net 'n bietjie vanmôre na hierdie ander strategie, na sy ander metodes. Waar is jy vatbaar? Waar is jy vatbaar? Vra vir die Gees om dit vir jou te wys. Waar is jy vatbaar? Party van ons kan hierdie ding aansit en ons kan ure hierop kyk en is geen niks in moeilikheid vir jou. Maar party van julle, as jy hierdie ding oopmaak, is dit 'n oorlog, is dit 'n stoeigeveg. En hy ken sy strategieë en hy weet hoe werk hierdie goeders. Weet julle waaroor is ek bekommerd? Ek is bekommerd dat Suid-Afrika een van die dae in 'n dobbel gees gaan verval. Want elke tweede ou is besig met hierdie dobbel apps op hulle selfone en ons spandeer daar duisende rande om te voorspel en te dobbel. En eintlik is dit ewester 'n strategie om ons maar net vas te vang. En miskien is dit jou gevaar. Miskien moet jy vandag sê, maar wow, ek moet pas op. Dis 'n manier hoe hy my kan kom steel en kom beroof en my kan kom vaspen op die grond. Vir iemand anders, dat julle jong kinders, julle jonger ouens, waar is jy vatbaar? As die duiwel jou wil uithaal, wat dink jy? Waar gaan hy in jou lewe inzoom om jou stil te maak, om jou lewe op te mors en om die plan wat God vir jou as jong mens het op te mors? En so het hy met ons elkeen 'n gedagte. Maar weet julle wat? Ons kan hom ook bestudeer en ons kan ook sy strategieë ook raak sien. En ons God wat ons dien, is alomteenwoordig, hy's almagtig en hy's alwetend. So jy kan staande bly in jou geveg. Daarom wil ek vandag vir jou vra om vir die Heilige Gees te vra om vir jou te help, om vir jou te waarsku en te wys waar moet jy versigtig trap. Want hierdie terrein is die terrein waar hy sy strategieë en metodes in jou lewe kan gebruik. Dan hou by my, ons gaan so een of twee ander boodskappe tussenin sit en dan gaan ek stil staan by elke een van hierdie wapens. Want as jy verstaan wat hierdie wapen is en jy kan jou bekleed met die waarheid van hierdie wapen, dan kom hierdie krag in aksie en dis hoe ek en jy ons weerstaan teen hierdie aanval. Moenie vanmôre bang wees vir die duiwel nie. Moenie vanmôre wonder of hy nou jou gaan oorrompel. God is die sterkste op hierdie planeet en in die heelal. As ons in lyn is met God se strategie en sy manier, het ons 'n kans. Maar as ek en jy op ons eie hierdie stryd, hierdie stoeigeveg probeer wen, is ons in die moeilikheid. So steek jou hand vandag uit. Moenie vreesbevange wees nie. Hy's klaar oorwin. En ons krag is in God. Vra vir die Heilige Gees om jou te waarsku waar jy versigtig moet wees. Ek het so 'n oorlike kans gee, kom ons raak net so stil, eindig ons vanmôre sommer net in hierdie stilte. Hy het nie 'n gewete nie, hy worry nie hoe oud jy is nie. Hy het een visie en dit is om jou vas te pen op die grond en jou lig by jou te kom steel. So Heilige Gees, wys sommer net vanmôre vir ons elkeen die rooi lig. Waar moet ons versigtig wees? Baie dankie Heilige Gees dat U nou vir ons gewys het en dat U ook sommer nou net daar gedagtes in ons kop opgebring het waarvan ons bewus moet wees en waarmee ons moet werk. Dankie vir die waarskuwing vanmôre. Dankie dat ons vanmôre kan weet dat ons vyand, ons opponent kragtig is, magtig is, maar nie almagtig is. Dat ons vanmôre opnuut weet dat hy teenwoordig is, maar nie alomteenwoordig. Dat ons vanmôre weet dat hy weet, maar dat hy nie alwetend is nie. Ons wil vanmôre, Here, ons krag by U kom soek.
Dankie dat U in Christus, in ons nuwe identiteit en ons verbondenheid in U, vir ons die krag en die sterkte gee, om te kan weerstaan en om te kan vasstaan. Here, dankie dat ons vandag sommer net bewus raak van dat hierdie stoeigeveg nie altyd teen mense is nie, maar dat daar ook 'n geestelike werklikheid is. Ek wil sommer vir julle as gesinne vanmôre bid. Miskien is daar oorlog in julle gesin, miskien veg julle met mekaar en dalk moet julle sommer net vanmôre kom sê, ons hoor ook dat dit ook 'n aanslag van die bose is wat ons uit mekaar uit wil trek. Ons vind ons krag in ons verbondenheid met die Here en daarom kan ons in ons gesin teenstaan, weerstaan en vasstaan. Miskien is jou huwelik vandag in die moeilikheid. Dalk is jy in jou huwelik vandag nie op 'n goeie plek nie. Dalk beklei julle met mekaar. Dalk is julle nie mekaar se beste vriende op hierdie stadium. Vind julle krag in julle verbondenheid aan die Here en in sy sterkte. Dankie Here dat U vir ons gevegstoerusting aantrek en dat dit nie net 'n klompie goedjies is wat iewers los lê nie, maar dat dit eintlik Jesus U self is. Dankie dat U deur U Gees in ons is en dat hierdie volle wapenrusting binne in my is en tot my beskikking is. Dankie vir die waarheid. Here, dankie vir die vryspraak. Dankie vir die vrede wat U gebring het tussen my en die Vader. Dankie vir die geloof waarmee ek hierdie pyle kan afweer. Dankie vir die verlossing wat U gebring het. Dankie vir die swaard, U woord waarmee ons kan veg. Here, ons bid vir mekaar soos wat hierdie teks vanmôre sê. Bid vir mekaar dat U ons sal beskerm, dat U ons sal waarsku. Dankie Here dat U die oorwinnaar is en dat aan U alle mag gegee is in die hemel en op die aarde. Dankie dat daar niks is wat ons kan skei van die liefde wat U vir ons het. En dankie dat U by ons is en met ons is tot en met die volëinding van alles. Amen.